Okay, so vanaand se dissipline is die dissipline van werk. En dis 'n baie interessante dissipline en ek wil begin met 'n vraag en ek wil vir julle vra, wat sal julle reaksie wees as ek vir julle sê dat die meeste mans faal in hierdie dissipline? Nou julle kan onthou, ons het op 'n stadium met ons die dissipline van integriteit gedoen en ek het verwys na 'n studie daar wat aan Amerika gedoen is. Die studie was genoem The Day America Told the Truth. Nou daai aand het ons gewys dat die studie althans het gewys dat daar's nie veel verskille tussen die integriteit van Christenmans en die integriteit van nie-Christenmans nie. En ongelukkig is dit presies dieselfde wanneer dit by werk kom. Nou daai studie het vir ons gewys dat 25% van mans gee hulle beste by hulle werk. Nou dit is nogal 'n skokkende lae persentasie. Nou dis asof luiheid 'n siekte is. En dan vreemd genoeg, die teenoorgestelde oorwerk het ook uitgekom in daai studie dat dit net soveel skade doen aan verhoudings as wat luiheid doen. En dis snaaks want party mans ly aan al twee hierdie kwale. Hulle is te lui om hard te werk. Nou kry hulle nie goeie verhogings nie. Nou moet hulle 2 jobs doen om die pot aan die kook te hou. Nou daai studie het ook aangedui dat die meeste manne het 2 werke, maar nou moet ons onthou hierdie studie is gedoen in Amerika en hier by ons in Suid-Afrika is dit nie so algemeen laat ons 2 werke doen nie. So dis nie 'n algemene konsep hier by ons nie. En ek dink as ons nou vir mekaar moet vra wie ken julle wat 2 jobs het, dan gaan daar gaan nie baie van ons gaan manne ken wat 2 werk het nie. So in ons konteks in Suid-Afrika is dit of luiheid of oorwerk, maar nie sommer beide hierdie nie. So aan die een kant sit ons met 'n persoon wat lui is, wat net genoeg doen om nie in die moeilikheid te kom nie, maar nooit iets doen hy doen nooit meer as wat van hom verwag word nie. Dan aan die ander kant sit ons met die persoon wat oorwerk is, hy werk lang ure, hy gee alles vir sy werk, hy skep sy persoonlike lewe af, hy skep sy vrou af, hy skep sy kinders af, en hy doen alles ter wille van sy werk. Nou, daar's een man wat gesê het, hy het 'n vrees om dood te gaan. Nie omdat hy bang is vir die dood nie, maar omdat hy bang is dat sy loopbaan gaan beëindig. Nou ek dink ons kan saamstem met mekaar hierso dat beide hierdie 2 groeperings het 'n groot effek op ons. Of jy 'n lui ou is en of jy iemand is wat oorwerk. Ek sien die kat sit hier reg agterby. So as jy 'n beweging sien, dis net die kat. So beide hierdie 2 pole teenoor mekaar het 'n massive effek op ons werk, op ons persoonlike lewe, op ons vrouens, op ons kinders. En die realiteit is, baie manne sit in die kerk vandag en hulle aanbid God, hulle sê geloofsbelijdenisse op en maandag tot Saterdag buig hulle voor ander afgode. En wat ons moet doen is, ons moet ons werksetiek kry, op die standaard kry, wat God vir ons bepaal het in die Bybel. En ons gaan kyk, wat sê die Bybel oor werk? En dit is baie interessant, ek dink nie een van julle het al ooit gedink aan God as 'n werker nie. Maar tog sien ons in Genesis 2 vers 2 staan daar, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. So hierdie feit dat God self gewerk het en iets gemaak het, beteken dat God tog vir ons dan 'n standaard gestel het van werk. Nou God het 'n sekere standaard en integriteit kom stel, en dit is hoekom ons kan sê dat ons na God kan kyk wanneer dit kan kom by hierdie standaard. Genesis 1 vers 27 sê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Met ander woorde, ons is na die beeld van God geskape, wat beteken die skepingsraamwerk gee vir ons 'n standaard, wat dan ook beteken die extension daarvan is, dat ons moet met dieselfde integriteit werk. As ons onsself Christene noem, as ons onsself goddelike manne noem, dan moet ons met dieselfde integriteit werk as wat God gewerk het. Met ander woorde, en hier's nou waar die moeilike dinge kom. Hoe jy werk en hoe ek werk is actually belangrik vir God.
As ons kyk na die skepingsverhaal, is baie interessant, dan sien ons dat God het die mens aangesê om te werk voor die sondeval. Met ander woorde, werk was deel van God se skepingsplan oorspronklik gewees. Dit het nie verander na die sondeval nie. In Genesis 2 vers 8 staan daar, ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En dan skiep ons na vers 15 toe. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. So, werk is deel van ons opdrag voor die sondeval. Na die sondeval, hoe lyk ons werk dan? En ons sien dit in Genesis 3 vers 17 tot 19. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So die vloek het gemaak dat die natuur nie meer saam met ons jy weet, dit maklik maak vir ons nie. So dis asof die natuur nou teen ons werk. Ons almal het al verskillende werke gedoen. Sommiges van ons doen fisiese werk, wat dit maak dat ons fisies sweet. Ander werk in 'n kantoor, waar sweet nie regtig 'n rol speel nie. Maar die werk bly moeite. En die standaard is in vers 17 wat ons sê, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. So wat ons in die Bybel sien is, as ons gaan kyk na Salomo was die wysste man wat nog ooit gelewe het. Hy het geweet hoe om te werk, hy het geweet hoe om resultate te kry. Hy het ongelooflik ryk geword, so ryk dat mense van ander koninkryke hom kom besoek het, want hulle wou met hulle eie oë sien al hierdie stories wat hulle gehoor het oor Salomo se rykdom. Maar Salomo het gewerk sonder God in sy gedagtes. En hoor wat sê hy in Prediker 2 vers 17. Daarom het ek die lewe gehaat, want die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles te vergeefs is en ek gejaag na wind. En ek het gehaat al my arbeid wat ek onder die son met moeite verrig het, dat ek dit moet oorlaat aan 'n mens wat na my sal kom. So, daar waar jou werk jou buite die raamwerk van God bring, dan voldoen ons nie meer aan die standaard wat God vir ons gestel het nie. Met ander woorde, ons moet selfs in ons werk en in ons werksomstandighede gehoorsaam wees aan God. En wat ons sien in hierdie werk is, en ons sien dit met Salomo ook, dis moeite. Met ander woorde, wanneer wedergeboorte in ons plaasvind, vat God nie die moeilikheid van die werk uit ons lewens uit nie. Selfs vir ons gelowiges is werk moeilik. Vir Salomo was dit ook moeilik. Vir Salomo was dit ook moeilik geweest. Dit was vir hom ook 'n effort geweest. Maar wanneer ons dit aan gehoorsaamheid aan God doen, dan haal God die sinneloosheid uit ons werk uit, of die nutteloosheid haal hy uit ons werk uit. En dit is wat Salomo nie gehad het nie. So Salomo het gewerk sonder dat hy sy gedagtes op God gerig het. Hy het dit op die einde van sy lewe net vir die rykdom gedoen. So wat ons moet doen is, ek en jy as gelowiges moet na ons werk kyk, soos wat Paulus dit beskryf in Efesiërs 2 vers 10. En hy sê daar, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So ek en jy is geskape na die beeld van God. En wat interessant is, julle weet dat nie eers engele, die engele van God wat nou in sy teenwoordigheid is, wat hom aanbid dag en nag en wat sê heilig, heilig, heilig. Nie eers daardie engele is na die beeld van God geskape nie. Met ander woorde, wat ons sien in die vers is, ons is geskape in Christus Jesus. Dit is wat gebeur wanneer wedergeboorte plaasvind met jou. So, eerstens is jy gemaak in die beeld van God, dan met jou wedergeboorte het daar 'n tipe van 'n tweede skepping plaasgevind en jy is in Christus geplaas. En Christus, ons is gemaak om te werk vir Christus. In 2 Korintiërs 5 vers 17 staan daar, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel,
Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Met ander met jou wedergeboorte het alles van jou verander. Alles. Jy het 'n nuwe skepsel geword en selfs die manier wat jy na jou werk kyk is nou anderste. Want vandat jy nou 'n Christen is, het God die sinneloosheid uit jou werk uit kom haal. En ons gaan nou kom by hoe lyk hierdie werk van jou nou ewe skielik. So, ons is gemaak met 'n doel en hierdie doel is om God te verheerlik, selfs in ons werk. So die praktiese implikasie hier is dat geen werk wat vir Christus gedoen word is geen werk wat buite Christus gedoen word is heilig nie of sacred soos wat hulle in Engels sê nie. Met ander woorde, ek het nie 'n heiliger werk as wat jy het, Jacques, of Hans Jurgens wat 'n boer is of maak nie saak watter tipe werk ons doen nie. Daar's geen heilige werk wanneer dit voor Christus kom nie. Werk is werk. Of jy nou 'n ou is wat met jou hande werk en of jy 'n ou is wat in 'n aircon kantoor werk, daar's nie, wanneer dit voor God kom, is daar nie verskillende tipe werke nie. Alle werke is 'n werk. Dit is 'n manier om 'n inkomste te verdien. Dit is 'n manier wat jy God kan verheerlik. En dit maak nie saak watter werk jy doen nie. Ek en jy is presies daar waar God ons wil hê. En dit is hoe God die sinneloosheid uit ons werk uithaal. Ons werk sodat ons deur ons werk vir God kan verheerlik. So, as ons kyk na ons werk om God te verheerlik, dan gaan ons ook anders na ons werk kyk. En hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Of Kolossense 3 vers 17, en wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En dan Kolossense 3 vers 23 en 24, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. So wat hierdie verskillende verse vir ons sê, is dat alles wat ons doen, moet ons doen tot eer en verheerliking van God, selfs jou werk. Wat hierdie vers in Kolossense 3 vir ons sê is, jy moet werk asof jy vir Christus werk. Asof jy direk aan Christus rapporteer. En eintlik doen ons. So, jy mag dalk nou daar vanaand sit en jy dink jy's in 'n useless werk, jy voel dalk dat jou werk nutteloos is, jy voel dalk dat die werk wat jy doen geen waarde toevoeg tot die samelewing nie. Maar die realiteit vir my en jou is, jy kan God verheerlik, maak nie saak in watter tipe werk jy is. Daar waar jy nou is, kan jy God verheerlik. Jy is gemaak deur God en jy is nou in Christus geplaas, daar waar jy nou is, om hom te verheerlik. So, wat ons moet doen is, ons moet ons ek dink daar in die Afrikaanse woord van attitude, ons gesindheid moet ons verander, sodat ons na ons werk kyk as 'n manier om God te verheerlik. En nie na ons werk kyk as net, nou moet ek alweer my job gaan doen nie. Want God het jou presies daar waar hy jou wil hê. So met ander woorde, God het jou in aanraking gesit met die mense wat God wil hê jy moet evangeliseer. Of dit nou mense bo jou is en of dit nou mense onder jou is en of dit nou mense is wat op dieselfde vlak as jy is presies daar waar God jou vandag wil hê. En om hierdie gesindheid te hê, om na jou werk te kyk as 'n evangelisasie platform, want dit is letterlik wat jou werk is. Jou werk is 'n platform waar jy kan evangeliseer. So om hierdie gesindheid te hê, is daar sekere dissiplines wat jy moet toepas in jou lewe. En dit beteken dat jy met jou werk doen met 'n, ek kon nie 'n ander beter beskrywende woord kry nie as met energie. Jy moet jou werk, in Engels praat hulle van energized, so jy moet dit met entoesiasme doen. In Spreuke 26 vers 12 tot 16 staan daar, het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. Die luiaard sê, daar is 'n leeu op die pad, 'n leeu op die pleine. 'n Dier draai rond op sy skeniere, so die luiaard op sy bed. Het die luiaard sy hand in die skottel gesteek, hy is te moeg om dit na sy mond toe te bring.
Die luiaard is wyser in sy eie oë as 7 wat verstandig antwoord. So wat hierdie verse vir ons sê is, 'n luiaard dink hy's wys. En dit is presies hoe ons nie moet wees nie. En dan Spreuke 6 vers 11, 6 tot 11, gaan na die muur luiaard, kyk na sy wee en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bære sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handvou om uit te rus. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. So wat ons hier sien is dat ons moenie lui wees nie. Die Bybel sê baie duidelik, ons moenie lui wees nie. Ons sien ook in die Nuwe Testament in Tessalonisense, nou die konteks van Tessalonisense was dat daar was broers in die gemeente wat in geloof gelewe het, en ek sê die geloof in aanhalingstekens. Met ander woorde, wat hulle gesê het is, hulle gaan nie werk nie, hulle wag dat Christus weer gaan kom, hulle glo Christus gaan weer kom, en hulle het as gebrek aan 'n beter Afrikaanse woord, hulle het gesponge van die kerk af. Met ander woorde, hulle het verwag dat die kerk na hulle moet omsien, en hulle was nie bereid gewees om te werk nie, en Paulus skryf in 2 Tessalonisense 3 vers 6, ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. So hier sê Paulus vir hulle, onttrek van die mense af wat nie lewe, wandel volgens dit wat Paulus geleer het nie. En dan vers 10 en 11. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. So hier sien ons, Paulus spreek hierdie probleem direk aan. Nou ons het al baie van mense gehoor wat die front voorhou dat hulle gelowige is, dan kom hulle by die kerk en dan verwag hulle die kerk met hulle onderhou en dan kom jy by die ouens, dan sien jy maar die bietjie geld wat hulle het, spandeer hulle, en ek noem nou stupid voorbeelde, maar hulle spandeer dit byvoorbeeld aan sigarette en drank, maar hulle verwag dat die kerk met hulle onderhou en al hulle ander dinge, maar hulle werk nie. Hulle is letterlik te lui om te werk. Daar's medies geen rede dat hulle nie kon werk nie. Hulle het net absoluut die gesindheid van luiheid. En hier sien ons die Bybelse opdrag dat as jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. So, weer eens, ons kan nie lui wees nie, ons mag nie lui wees nie. Jesus het in Matteus 25 'n gelykenis vertel van talente, en in vers 26 sê Jesus, maar sy Here antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. So hier spreek Jesus ook 'n lui diensknegt aan. Dan in 1 Timoteus 5 vers 8 skryf Paulus weer, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. So hierdie is nogal drastiese en harde woorde. Met ander woorde, daar's geen wegkomkans vir ons as gelowiges nie. Ons moet werk. Veral ons manne, onthou ons praat uit die konteks uit van ons manne, die reeks is die dissipline van 'n goddelike man, so ons praat spesifiek hier van ons manne. So ons moet werk. Dit is ons verantwoordelikheid om na ons gesinne om te sien, ons moet voorsien, ons is die voorsiener vir ons gesinne, so ons as godvreesende manne kan nie lui wees nie. Ek skryf hierso, jy kan nie 'n man van God wees en dan lui wees by jou werk nie. Maar in dieselfde asem sê ons ook, jy kan nie 'n man van God wees en 'n werkeloos wees nie. Jou hele lewe kan ook nie oor werk gaan nie. So wat jy moet onthou is, jou werk is nie jou identiteit nie. Jou werk is net 'n tool wat jy gebruik om na jou gesin om te sien. En dit is ook die gesindheid wat jy moet hê. Jy moet jou werk so goed as moontlik doen. Jy moet alles doen om nie lui te wees nie, om suksesvol te wees in jou werk, maar dit kan nie 'n afgod word nie. Jy kan nie 'n werkolis wees in die sin van 'n alkoholist byvoorbeeld nie. So onthou hierdie konsep van jou werk is 'n tool wat jy gebruik om aan jou gesin te voorsien. Dan
So die eerste een was gewees, jy moet energie hê, so jy kan nie lui wees nie, jy moet energized wees wanneer jy jou werk doen. En die tweede plek waar ons dissipline moet hê is met entoesiasme. Nou, dis baie maklik om entoesiasties te wees oor jou werk as jy 'n hoë profiel werk het. Of as jou werk 'n groot impak op mense het en jy kan dit gereeld sien. Maar dis nie maklik om entoesiasties te wees oor jou werk as jy 'n lae profiel werk het wat niemand sien wat jy doen nie. Jy het nie regtig 'n impak op mense nie. Jy impak mense se lewens nie direk nie. So dit vat effort en dit vat dissipline om entoesiasties te wees oor 'n lae profiel werk. Maar ek en jy moet onthou, ons is presies daar waar God ons wil hê. As ons glo God is soewerein, dan moet ons glo God het ons presies waar hy ons vandag wil hê. Met ander woorde, dit moet jou entoesiasties maak oor jou werk. Dit moet jou entoesiasties maak oor God. God het 'n doel vir jou lewe. God het 'n doel vir jou daar waar jy nou is en deur as jy gehoorsaam is aan God en jy's nie lui in jou werk nie, dan verheerlik jy vir God daar waar jy is. 'n Derde plek waar ons dissipline nodig het is met opregtheid. Efesiërs 6 vers 5 tot 8 sê dat jy moet werk asof jy vir Christus werk, want eintlik werk jy vir Christus. Met ander woorde, jy moet die dissipline hê en jy moet die mindset hê en die gesindheid hê dat jy eintlik direk aan Christus rapporteer. En dan die laaste aspek waar ons dissipline nodig het is by uitnemendheid. Nou die Engels sê by excellence. So werk wat vir Christus gedoen word, behoort altyd uitnemend te wees. Met ander woorde, dit behoort altyd excellent werk te wees. Jy behoort net die beste werk vir Christus te doen. As jy, en ek meen hierdie kan jy in jou eie gedagtes uitspeel. As jy vat vir die apostels as 'n voorbeeld wat vir Christus persoonlik geken het. As hulle het die werk wat hulle gedoen het, die evangelisasiewerk, het hulle so goed gedoen dat mense hulle vermoor het daaroor. Nou as jy daaraan dink en jy dink in jou werksomstandighede en jy kry dit in jou gedagte dat jy eintlik vir Christus werk, dan moet jou werk so wees asof jy direk vir Christus rapporteer en dit moet dan excellent werk wees. Dit moet op dieselfde standaard wees as wat die apostels se evangelisasiewerk was. Hoor 'n bietjie wat sê God van sy eie werk in Genesis 1 vers 31. Toe sien God dat alles wat hy gemaak het. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was goed gewees. En dit is hoe ons na ons eie werk moet kyk. Ons moet na ons eie werk kyk, dan moet ons kan sê dit is goed. So ons as Christenmanne, ons werk, jy behoort altyd die beste werker te wees daar waar jy werk. Nou, iemand soos Hans Jurgens wat nou vir homself werk, Bix, ek dink jy werk ook vir jouself, nee? Maar julle ouens wat vir julle self werk, hierdie is nou moeilik om dit in jou werksomstandighede in te bring. Maar as jy tussen ander mense werk, dan behoort jou werk die beste werk te wees. Jy behoort die werker te wees wat altyd die beste produce. Die kwaliteit werk behoort altyd die beste te wees, net omdat jy 'n Christen is, omdat jy werk asof jy vir Christus werk. Jy behoort ook altyd die betroubaarste te wees by jou werk. Almal moet weet by jou werk dat jy vertrou kan word. Al die mense bo jou moet weet dat jy betroubaar is. Hulle kan vir jou enige taak gee, jy sal dit doen na die beste van jou vermoë. Almal wat by jou werk, bo jou, onder jou, op dieselfde vlak as jy, behoort te weet dat jy is 'n man van integriteit. En dit beteken, as ons hierdie dissiplines toepas in ons werk, dat ons nie net na ons werk kan kyk as 'n job nie. Ons kan nie net sê, dis maar net 'n job nie. Wat ons moet doen is, ons moet die gesindheid hê om na ons werk te kyk en sê, hierdie is 'n geleentheid om God te verheerlik met die werk wat ek doen. So jy behoort altyd uit te staan by jou werk, jy moet altyd anders te wees as al die ander mense by jou werk, wanneer dit kom by integriteit, betroubaarheid, excellent, en jou gesindheid moet altyd beter wees as enigiemand anderste
by jou werk. So daar's 3 dinge wat jy moet gaan doen vanaand met hierdie onderwerp en gedagte. Jy moet gaan selfondersoek doen. Jy moet jou persoonlike verhouding met jou werk gaan ondersoek en jy moet dit gaan meet aan die standaarde wat die Bybel vir ons gee. Nou tipiese vraag wat jy vir jouself kan vra is, doen ek my werk tot eer van God? Werk ek regtig hard? Werk ek met entoesiasme? Werk ek met opregtheid? En is die kwaliteit van my werk excellent? Dan, as jy nie ja kan antwoord op al hierdie vrae nie, dan moet jy dit voor God bely, en want dit is sonde, dan moet jy dit voor God bely, en dan moet jy commit om jou werk te doen, sodat jy vir God selfs deur jou werk sal verheerlik. En wanneer jy dit in hierdie siklus kan kom, waar jy jou eie werk ondersoek, en selfondersoek doen, en eerlik is met jouself, en bely, en jou werk beter doen, sal jy stelselmatig bekend word as die hardste werker, die mees betroubaarste werker, jou werk sal excellent wees, jy sal bekend staan as 'n man van integriteit, en deur dit dan sal jy vir God verheerlik, en ander mense sal na jou lewe kyk en God raak sien in jou lewe. En dit is die dissipline van 'n goddelike man by die werk.